Ja, ek stem saam met Rudy, dis so lekker dat dit bietjie warmer is, nê, dat ons nie so bibber en bewe en moet jasse en goed aantrek nie. So ons loof die Here vir die lente man. Ek sien uit na hierdie somer. Dit was nou lank genoeg koud. Nou kan ons weer begin beweeg en dinge doen. Kom ons sit net so en ons sê vir die Here dankie vir hierdie wonderlike dag. Here, ons wil vanmôre regtig U naam groot maak en loof en prys, want hierdie dag is 'n geskenk uit U hand. Die een van ons wat hier is vanmôre het die reg gehad om vanmôre op te staan en nog te lewe nie. Dis 'n gawe en 'n geskenk wat U vir ons gee en ons sê vir U dankie daarvoor, Here. Hierdie dag wat dan aan U behoort, bid ons dat U vir ons sal help om te lewe soos wat U wil hê ons moet lewe en dat U ons gereinigde harte sal gee en dat U vir ons sal help, Here, om U lig en U sout te wees oral waar ons beweeg in hierdie week wat kom. Vir hulle in ons midde wat siek is en wat ongesteld is en wat ander hulp nodig het, bid ons dat U werklik U aanraking op hulle sal neersit soos net U kan. En ons dankie, Here, dat ons in hierdie môre ook voor U kan staan en sê, Here, spreek tot ons deur U woord en help ons om te luister. Ons vra dit net in U wonderlike en kosbare naam. Amen. Vriende, verlede week het ons stilgestaan in Jeremia hoofstuk 4, net die eerste 4 verse. Ons het nie die res van die hoofstuk gedoen nie. En ons het gekyk na God wat roep na die verlore skape om terug te kom. En hy sê vir hulle wat hulle moet doen. Hulle moet hulle bekeer, hulle moet hulle reinig en hulle moet hulle self ten volle oorgee. Wanneer daar na God teruggekeer word, moet daar altyd 'n skoonmaakproses wees. Dit is wat bekering is en dit is wat bekering behels. Daar moet reiniging en oorgawe plaasvind. Vanmôre gaan ons voort na die res van hoofstuk 4. Die opskrif in ons Afrikaanse Bybels vanaf vers 5 is aankondiging en beskrywing van die inval van die buitelandse vyand. In die King James is die opskrif Disaster from the North. En Guzik gee aan hierdie hoofstuk die tema The Terror of the Coming Judgment. Ons tema vandag is gedagtes en die wil van God. Gedagtes en die wil van God. Ons praat natuurlik van ons eie menslike gedagtes. Ons gaan 'n bietjie daaroor gesels vanmôre. Vriende, nou nadat God aan sy volk gesê het wat hulle moet doen as hulle wil terugkeer na hom toe, gaan God voort deur die profeet Jeremia om aan hulle te sê wat gaan gebeur as hulle nie terugkeer nie. Hy gaan hulle oorgee in die hande van die Babiloniërs. En ons gaan vinnig eers deur hierdie hoofstuk hardloop en dan sal ons gesels oor die tema van vanmôre. Vanaf vers 5 tot en met vers 9 beskryf Jeremia die inval en die effek daarvan. Die van julle wat 'n Bybel hier het, blaai saam en werk dan ook saam met my deur hierdie hoofstuk. Vers 5, verkondig in Juda, laat dit hoor in Jerusalem en sê, blaas die basuine in die land, roep hardop en sê, kom by mekaar en laat ons in die versterkte stede ingaan. Steek op die banier na Sion toe, vlug, bly nie staan nie, want ek bring 'n onheil uit die noorde en 'n groot verwoesting. 'n Leeu het opgekom uit sy bos en 'n verderwer van nasies het weggetrek, uitgegaan uit sy plek om jou land 'n woestynny te maak. Jou stede sal verwoes word sonder inwoners. Daarom omgord jou met rouklere, klaag en huil, want die toorngloed van die Here teen ons het nie bedaar nie. Omdat die volk geweier het om hulle te bekeer en in reiniging terug te kom na die Here in volle oorgawe, wag die verskrikking van die Babiloniërs nou op hulle. En omdat die leiers van God se mense nie die volk teruggelei het na God toe nie, wag ook op hulle beskaming en verstomming. Vers 9, en op die dag spreek die Here sal die moed van die koning en die moed van die vorste vergaan en die priester sal verskrik wees en die profete verstom staan. Dan maak hy in vers 10 'n stelling, die profeet maak 'n stelling wat vir ons verwarrend klink. Vers 10 sê, toe het ek gesê, ag, Here, Here, waarlik, U het hierdie volk en Jerusalem grootliks mislei met die woorde, julle sal vrede hê, terwyl die swaard tot aan die siel raak. Vriende, in werklikheid was dit nie God wat die volk mislei het met beloftes van valse vrede nie, dit was die valse profete wat dit gedoen het.
Hoofstuk 23 verduidelik Jeremia vir ons, vers 16 en 17. So sê die Here van die leerskare, luister nie na die woorde van die profete wat vir julle geprofeteer het nie. Hulle vervul julle met ydelle verwagtinge. Gesigte uit hulle eie hart verkondig hulle, nie uit die mond van die Here nie. Hulle sê gedurig aan my veragters, die Here het gespreek, julle sal vrede hê. En aan elkeen wat wandel in die verharding van sy hart sê hulle, geen onheil sal oor julle kom nie. Dit was die valse profete wat dit vir die volk gesê het, maar Jeremia, tipies mens, het gevoel dat God hierdie valse profete nie gestop het nie, en dat God dus op 'n manier verantwoordelik is vir wat hier gebeur. 'n Benadering wat ek en jy en baie mense dikwels tot vandag toe nog volg. Veral wanneer ons voel dat God ons gefaal het, wanneer ons menslik redeneer, Here, maar U kon hierdie gestop het en U moes daardie gedoen het, dan het hierdie nou nie gebeur nie. En wat interessant is vir my, is dat God Jeremia toelaat om so te praat. Hy korrigeer hom nie. Hy laat hom toe om met hierdie gedagte te worstel, want hy ken die mens en hy verstaan ons beperkings en hoe beperk ons sien en verstaan. In vers 11 tot 13 beskryf Jeremia dan die komende oordeel as 'n wind en 'n storm wat op pad is. In die tyd sal aan hierdie volk en aan Jerusalem gesê word, 'n gloeiende wind van die kaal heuwels in die woestyn op pad na die dogter van my volk, nie om te wan of om te suiwer nie. 'n Wind te sterk vir hierdie dinge sal vir my kom, nou sal ek ook oordeele teen hulle uitspreek. Kyk, soos die wolke kom hy op, en soos 'n stormwind is hy strydwaans, sy perde is vinniger as arende, wee ons, want ons is verwoes. In vers 14 tot 18 is daar weer die uitroep van God se kant af tot die volk om hulle wee te verander. Vers 14, was jou hart van boosheid, o Jerusalem, dat jy gered kan word? Hoe lank sal jou onheilsgedagtes in jou binneste vertoef? Want 'n stem verkondig uit Dan en laat onheil hoor van die gebergte van Efraim af. Vermeld dit aan die nasies, kyk, laat dit hoor teen Jerusalem. Beleeraars kom uit 'n ver land en hulle het hulle stem verhef teen die stede van Juda. Soos veldwagters is hulle teen die stad rondom, omdat dit teen my wederstrewig was, spreek die Here. Jou wandel en jou handel het jou dit aangedoen. Dit is jou boosheid. Ja, bitter is dit. Ja, dit raak tot aan die hart. 'n Oproep wat weer eens op dowe ore sou val. Daarom in vers 19 tot 21 beskryf Jeremia die wroging en die lyding van die wat onder God se oordeel staan. Vers 19: My ingewande, ek moet bewe van angs, sê Jeremia, o mure van my hart steun in my, ek kan nie swyg nie, want jy, my siel, het pasuingeluid gehoor, oorlogsgeskreeu. Verwoesting op verwoesting word uitgeroep, want die hele land is verwoes. Skielik is my tente verwoes, my tentdoeke in 'n oomblik. Hoe lank sal ek die panier sien, die basuin geluid hoor? Jeremia beskryf die noodwendige fisiese en emosionele en hartsprys wat sonde en hoogmoed uiteindelik bring. Almal van ons ken daardie diep siek gevoel op jou maag. Die Engelse praat van in the pit of my stomach, wanneer angs en trauma of 'n groot verlies gebeur. En Jeremia sê vir hulle, dit is wat op julle wag. Dis waarna toe julle op pad is, en nie bietjie daarvan nie. In vers 22 beskryf God die toestand van sy volk. Hy sê, my volk is dwaas, hulle ken nie. Dwaase kinders is hulle, en hulle is onverstandig. Slim is hulle om kwaad te doen, maar om goed te doen, weet hulle nie. Ek kan net dink hoe pynlik, en ons kan net dink hoe pynlik dit vir God moes gewees het, om hierdie woorde oor sy mense te moes sê, om hulle in hierdie toestand te sien. Dan, in teenstelling met die dwaasheid van die volk, beskryf Jeremia vanaf vers 23 tot 26 die grootheid en die almag van God. Kom ons lees dit vinnig. Ek het na die aarde gekyk, sê hy. Dit was woes en leeg. Ook na die hemel en sy lig was nie daar nie. Ek het na die berge gekyk en hulle het gebewe. Al die heuwels het geskud en ek het gekyk en daar was geen mens nie. Al die voëls van die hemel het weggevlieg. Ek het gekyk en die land van tuine was 'n woestyn en al sy stede was afgebreek voor die Here, voor sy toorngloed.
Hy gryp hier terug na die skepingsverhaal in Genesis 1. En hy sê aan die volk dat God die mag het om Juda en die land van Israel tot so 'n woestynny te maak, dat dit sal lyk soos voor die skepping. Berge en heuwels sal skud en bewe, al die mense en diere sal wegwees en die stede afgebreek. Nou vriende, net hierdie woorde alleen moes hulle in hulle spore gestuit het. Net hierdie woorde alleen moes hulle so bang gemaak het, dat hulle gesê het, Here vergewe, dat hulle soos Nineve in sak en as, hulle voor die Here sou bekeer. Maar helaas, hulle woed voort in hulle sonde. Dan beskryf God in vers 27 tot 29 deur Jeremia die sekerheid en totaliteit van die oordeel wat op pad is. Want so sê die Here, die hele land sal 'n wildernis word, alhoewel ek daar geen einde aan sal maak nie. Hieroor sal die aarde treur en die hemel daarbo rou, omdat ek dit gespreek het, my dit voorgenem het en ek geen berou het en daarvan nie sal terugkom nie. Vir die geluid van die ruiters en die boogskutters vlug die hele stad. Hulle het in die bosse ingegaan en op die rotse geklim. Die hele stad is verlaat en niemand woon daarin nie. En dan in die laaste 2 verse van hierdie hoofstuk, waarsku Jeremia die volk dat hulle nie met die Babiloniërs sal kan onderhandel en 'n skikkingsvrede kan bereik na 'n sekere punt nie. Vers 30 en 31, en jy verwoeste, wat gaan jy doen? Al trek jy skarlaken klere aan, al versier jy jou met goue sieraad, al laat jy jou oë groter lyk met swart verf, te vergeefs maak jy jou mooi, minnaars versmaad jou, hulle soek jou lewe. Want ek het gehoor 'n stem soos een wat in mekaar krimp, 'n benoudheid soos een wat vir die eerste keer baar, die stem van die dogter van Sion, sy hyg na asem, sy brei haar hande uit en sê, wee my tog, want my siel is magteloos teenoor die moordenaars. Hierdie gedeelte van Jeremia se profesie verloop baie soos die profesieë van die ander profete waarna ons al so dikwels gekyk het. Jesaja, Amos, Micha. Ons het hierdie patroon al voorheen gesien by die ander profete. Maar die vraag wat ons vanmôre moet vra uit hierdie gedeelte is, hoe het die volk van God hier gekom? En watter waarhede gee God ons in hierdie gedeelte van wat hulle verkeerd gedoen het? En daarom wil ek stil staan by vers 14 en vers 18. En wat vir my uitstaan is die woorde in hierdie 2 verse. In vers 14 roep God sy volk om hulle te was. En hy vra 'n vraag. Kom ons lees. Was jou hart van boosheid, o Jerusalem, dat jy gered kan word? Hoe lank sal jou onheilsgedagtes in jou binneste vertoef? En dan in vers 18 sê God vir hulle hoekom hulle is waar hulle is. Jou wandel en jou handel het jou dit aangedoen. Dit is jou boosheid, ja, bitter is dit raak tot aan jou hart. Hierdie vers spreek tot daardie waarheid wat ons altyd sê, jou optrede vat jou weg van God af. In Engels sê hulle, you behave yourself away from God. Jy dryf nie net weg nie. You behave yourself away from God. Jou handel en jou wandel het jou dit aangedoen. Maar hoe het hulle daar gekom? Die wegval van God af het iewers begin. En dan beskryf vers 18 die noodwendige en uiteindelike gevolge. In vers 14 raak God deur sy profeet een van die kernpunte van die mense toestand aan. Die toestand van die hart van die mens. En daarom sê hy vir hulle, was jou hart van boosheid. In die Ou Testamentiese konteks sou hierdie iets spesifieks vir hulle beteken het. Hulle het verstaan wat God sê wanneer hy sê, was jou hart van boosheid. Dit sou 'n paar spesifieke aksies bevat het. Wanneer iemand van God se volk gesondig het, moes hulle 'n offerdier vat en na die tempel gaan. Gewoonlik 'n jong lammetjie wat gewoonlik 'n rammetjie was. En daar was reinigings en 'n wasproses wat moet plaasvind. En dan moes die persoon staan en toe kyk hoe dat die priester sy hand op die kop van hierdie diertjie lê en die sonde van hierdie persoon op die diertjie plaas. En dan moes die persoon staan en toe kyk
hoe dat die priester die keel van die dier afsny. En hulle moes staan en kyk hoe die diertjie spartel en vroeg, totdat daar uiteindelik geen lewe meer oor is nie. Baie mense vandag kan nie eers staan en kyk hoe 'n skaap keel afgesny word vir die tafel nie. Hierdie mense in die Ou Testament moes daarna kyk. Hulle moes daar staan en daarna kyk, dit was deel van die proses. Die offer en die sien van die dood van die onskuldige lammetjie, moes die persoon laat besef dat sonde 'n geweldige prys kos. En die bedoeling van die ritueel was om mense weg te hou van sonde af, om te sê, ek wil dit nooit weer sien nie, ek gaan nie weer sonde doen nie, ek gaan nie dit weer doen nie. Die hart moes gewas word, aangeraak word deur die prys van die jong dier, sodat sonde nie weer toegelaat word nie. Die doel was reiniging en heiligheid. Maar in tyd het hierdie vir die volk net 'n ritueel geword. Hulle het verhard begin staan teenoor die lyding van die diere wat geoffer is. En dit het hulle in tyd nie meer weerhou daarvan om te offer nie. Amper soos vandag wanneer mense na die kruisigingsverhaal luister, of weet dat die Here Jesus vir hulle sonde gesterf het, maar dit raak hulle nie. Inteendeel, in plaas daarvan dat hulle self gewas het en gereinig het, en hierdie rituele waardeur God hulle laat gaan het ernstig begin opneem het hulle net verder verhard in afgoderry, en hulle harte het vuil en swart geword. En dan vra God hierdie priemende vraag: hoe lank sal jou onheilsgedagtes in jou binneste vertoef? En hier sien ons die diep en wesenlike boosheid van die hart van die mens, wat wys in die gedagtes van die mens. En sien vriende, elke liewe sonde word gebore uit die gedagte, uit die hart. En as ons die woord van die Here bestudeer, dan sien ons dat hy noem die hart en die gedagte in dieselfde asem, dis dieselfde ding. Onheilsgedagtes, wat diep in die donker hart van die mens begin draai, en wat toegelaat word om te vertoef. En wanneer hierdie gedagtes gekoester en vertroetel word, dan speel dit uit in die sondige dade en die sondige handel en wandel, waarvan vers 18 praat. Jou wandel en jou handel het jou dit aangedoen. Dit is jou boosheid, jou bitter is dit raak tot aan jou hart. Jy sien, 'n wegval van God en sonde begin as 'n gedagte en dit eindig as 'n daad. Dit begin as 'n gedagte wat gekoester word, wat vasgehou word, wat kos gegee word, en dit eindig in 'n handel en in 'n wandel. Jy sien, dis presies hoe Satan vir Eva benader het. Presies. Hy het met haar gedagtes begin smokkel, is al wat hy gedoen het. Die mens se wese is gevul met gedagtes. Ons almal is gevul met gedagtes, elke dag. Duisende gedagtes vloei deur ons hart en ons verstand elke dag. Redenasies, drome, begeertes, van hulle diep sondig, van hulle onskuldig en mooi, ideale, wense. En wanneer die hart van die mens nie deur die bloed van die Here Jesus gereinig is, deur daardie offerlam se prys wat ons aanvaar het nie, en wanneer die Gees van God nie in beheer is van die hart van die mens nie, dan word daardie gedagtes dikwels wat God deur Jeremia in hierdie gedeelte noem, onheilsgedagtes, bose gedagtes, selfgesentreerde gedagtes en begeertes. Hoor hoe akkuraat beskryf die skrywer Trapp dit. Hierdie kondisie van die hart en die gedagtes van die ongeredde sondige mens. Hy skryf: vleeslike harte is broeiplekke van onrein gedagtes, slaghuise van wrede en bloeddorstige gedagtes, markpleine en winkels van nietige en veragtelike gedagtes, ware smede en muntplekke van slinkse ondermynende planne. Ja, dikwels, skryf hy,
'n klein hel van verwarde en duistere verbeeldingsbeelde. Waar het die konsentrasiekampe van die Anglo-Boereoorlog vandaan gekom? Uit die gedagtes van iemand. Later in die Tweede Wêreldoorlog sou dit die konsentrasiekampe van die Jode word. Waar het dit begin? In die gedagtes van iemand. Bose, slinkse moordplanne. Elke veragterlike daad was eens op 'n tyd net 'n gedagte, 'n onheilsgedagte. David Guzik skryf aangaande een van Spurgeon se preke waarin hy hierdie vers behandel het. Hy skryf: Charles Spurgeon het 'n wonderlike preek oor hierdie teks gelewer getiteld Slegte huurders en hoe om hulle te hanteer. Is nogal 'n oulike titel, nee, Slegte huurders en hoe om hulle te hanteer. Hy het verduidelik dat bose gedagtes so slegte huurders in 'n eiendom is. Die Here vra immers in hierdie vers: Hoe lank sal jou nietige gedagtes in jou bly? Want hulle is almal nietig. Hoe lank sal hulle die gange van jou siel oorstroom en jou gees vervloek? Hy het egter verduidelik, Spurgeon, waarom hierdie bose gedagtes slegte huurders is. Hy sê, bose gedagtes is slegte huurders omdat hulle bedrieglik is. Bose gedagtes is slegte huurders omdat hulle geen huur betaal nie. Hulle bring niks goeds mee nie. Bose gedagtes is slegte huurders omdat hulle jou verkwis en jou eiendom vernietig. Bose gedagtes is slegte huurders omdat hulle erger as om jou huis net te beskadig aan jou persoonlik skade berokken. Bose gedagtes is slegte huurders omdat hulle jou onder veroordeling bring. Spurgeon het toe voorgestel wat om met hierdie bose huurders te doen. Hy sê, gee hulle onmiddellik 'n uitsettingsbevel. En as hulle weier om te vertrek, honger hulle dan uit. Of beter nog, sê hy, die beste een, verkoop die huis en plaas dit onder nuwe eienaarskap. En dis presies wat ons doen, wanneer ons by die kruis kom kniel, en ons sondes bely, en ons lewens, en ons harte, en ons wese, en ons gedagtes voor die voete van ons Heiland neersit, en sê, Here, hier is my lewe, word U nou die kaptein van hierdie lewe, word U die heerser, en nou is hierdie eiendom van 'n nuwe eienaar. Here, deur die krag van U Gees, help my dat ons hierdie huurders uitsit. Die gedagtes van die hart van die mens. Ek het gaan kyk na gedeeltes in die woord van die Here met die woord gedagte of gedagtes wat by hierdie tipe van gedagtegang waarin ons nou besig is pas. Ek het eers gaan kyk na die woord gedagte en daar's baie skrifgedeeltes, ons kan nie vanmôre almal deel nie. Maar byvoorbeeld net Deuteronomium 15 vers 9 sê die Here deur Moses, neem jou in ag dat daar in jou hart geen slegte gedagte is nie. En dan beskryf hy die slegte gedagte. Hy praat van die 7de jaar, die jaar van die kwytskelding. As iemand jou geld skuld, in die 7de jaar, as die persoon het nog nie kon betaal nie, moet jy dit afskryf. En jou oog dan nie jou arm broer skeef aankyk, en jy hom niks gee, en hy na jou teen die Here roep, en dit sonde in jou word nie. Gierigheid is betrokke by daai gedagte, wat 'n boosheid word in die hart van die mens. Prediker 10 vers 20, vloek die koning selfs nie eens in jou gedagte nie, en vloek die ryke nie in jou slaapkamer nie, want die voëls van die hemel sou die geluid kon wegvoer, en die gevleueldes die woord te kenne gee. Handelinge 8 vers 22, bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou, en bid God of die gedagte van jou hart jou miskien vergewe mag word. 1 Petrus 4 vers 1, omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het opgehou het met die sonde, ensovoorts. Die woord gedagtes. 1 Konings 18 vers 21, Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lank hink julle op twee gedagtes? Dis iets wat in die gedagte wêreld van die mens aangaan. 1 Kronieke 28:9, en jy my seun Salomo, sê Dawid vir sy seun,
ken die God van jou vader en dien hom met 'n volkome hart en met 'n gewillige siel, want die Here deursoek al die harte en hy verstaan die versinsel of elke versinsel van die gedagtes. Alles wat in ons gedagtewêreld aangaan, God weet van elke gedagte. Jy sê, hoe kan God weet van elke gedagte, want ons duisende gedagtes in die verstand van elke mens en ons is 9000 miljoen op aarde. Ek dink nie ons behoort eers daai vraag te vra nie, daar's meer sterre in die heelal as wat daar gedagtes of mense saam is. Ons hoef nie daai vraag te vra nie. Hy is slim en intelligent en groot genoeg om elke persoon se gedagte te ken en te sien. Dis openbloot voor hom. Spreuke 12 vers 5, die gedagtes van die regverdige is wat reg is. Die slim planne van die goddelose is bedrog, en dis ook gedagtes. Jeremia 18 vers 12, maar hulle sê, dit is te vergeefs, want ons sal na ons gedagtes wandel, en ons sal elkeen volgens die verhardheid van sy bose hart handel. Matteus 9 vers 4, toe Jesus merk wat hulle gedagtes was, sê hy, waarom bedink julle slegte dinge in julle harte? Matteus 15 vers 9 sê ons Heiland dit direk. Uit die hart kom slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, laster, taal. Dit begin in die hart, in die gedagtes. Romeine 12 vers 15, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saamgetuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig. Hebreërs 4 vers 12, die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, dring deur tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Die gedagtewêreld van die mens. 'n besige en 'n wonderlike plek diep binne in die hart van die mens. Of 'n potensieel bose en dodelike wêreld. 'n Wêreld waarin alles ontstaan. Vriende, alles wat die mens uitvind, bou, skryf, ontwerp en ontwikkel is eers 'n gedagte. Alles. Alles. Hierdie gebou waarin ons sit vanmôre was gedagtes voordat dit op papier gesit is, voordat dit fisies gebou is. En dis 'n wonderlike wêreld waarin mooi goed voortkom, waaruit mooi goed voortkom, maar dit is ook die wêreld waarin alles ontstaan wat die mens en alles om hom vernietig. Alles wat boos en afgryslik en sondig is. Elke sonde begin as 'n onheilsgedagte diep binne in die hart van die mens. Die menslike gedagtewêreld wat baie hoër ontwikkel is as die gedagtewêreld van die diereryk. Ons weet dit. Ons dink op vlakke wat hulle nie eers kan begin om te verstaan nie. Maar ver onder die heilige gedagtes van God. In Jesaja 55 sê God vir ons duidelik, julle dink nie op my vlak nie, want my gedagtes, vers 8, is nie julle gedagtes nie. Julle wee is nie my wee nie, spreek die Here, want soos die hemel hoor is as die aarde, soos my wee hoor is julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. Die gedagtewêreld van die mens, of 'n wonderlike plek, of 'n bose plek, en dit hang af van elke mens. Ons gedagtewêreld is 'n plek waarvoor elke mens, elke een van ons, self verantwoordelikheid moet aanvaar. Wat ons daar laat gebeur, het die potensiaal om in werklikheid regtig uit te speel in die wêreld om ons. Luister na Salomo in Spreuke 13. Hy gee die volgende raad, hy sê, eet nie die brood van een wat afgunstig is nie, en begeer nie sy lekker ete nie, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. Eet en drink, sê hy vir jou, maar sy hart is nie met jou nie. Jou stukkie wat jy geëet het, sal jou uitspuug, en dan het jy jou vriendelike woorde verspil.
Die King James sê dit so: For as he thinks in his heart, so is he. Soos wat ek in my hart dink, so is ek. Die gedagtewêreld van die mens is dis 'n plek wat streng bestuur moet word. Net soos die tong waarvan Jakobus praat. Hy sê die tong moet 'n toom kry, jy moet hom onder beheer bring. En jou gedagtewêreld moet jy streng leer bestuur. Elke een van ons is verantwoordelik vir ons eie gedagtewêreld. Paulus beskryf hierdie so mooi in 2 Korintiërs, hoofstuk 10, waar hy praat van die geestelike stryd wat ons voer, want alhoewel ons in die vlees wandel, sê hy voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek, skanse wat opgewerp word teen die kennis van God, en hier's dit nou, en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus Jesus. Die gedagte kom in, ek sien hy's boos, hy's begeerlik, hy's sondig, hy's selfsugtig en selfgesentreerd, en ek arresteer hom, en ek maak hom onderdanig aan die wet van God, aan Christus se liefdesgebod, en ek sê, jy bly nie in my kop nie, nie langer as 'n sekonde nie. En ons gereed hou, sê vers 6, om elke ongehoorsaamheid te straf, wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Ook Jakobus praat oor hierdie proses in Jakobus 1 vers 13 tot 15. Laat niemand as hy in versoeking kom, en waar gebeur dit? In die gedagtewêreld wat ook die hart is van die mens. Moenie sê ek word deur God versoek nie, sê hy, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Elkeen word versoek as hy of sy deur hulle eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. En nou luister na hierdie proses. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, met ander woorde, dit het nou 'n huurder geword. Ek het dit nou in my hart laat kom bly. Ek het nou in my gedagtewêreld hierdie ding tuis laat kom. Baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Daar kom 'n onheilsgedagte in my hart in. Dit gebeur met ons almal, veral in die verkeer. Daar's nie een van ons wat hier sit wat kan sê ek het nog nie 'n onheilsgedagte in my hart gehad nie. Kom in my hart in 'n breekdeel van 'n sekonde. Maar nou is daar tyd waarin ek hierdie ding kan bestuur. Tyd waarin ek tot myself moet spreek en my gedagtes en my hart moet bestuur. Waarin ek tot inkeer moet kom voordat ek sondig. Tyd waarin ek hierdie gedagte moet gevange neem en dit onderwerp aan Christus en sê in die krag van die Heilige Gees gaan ek nie hierdie ding doen nie. Ek voel ek wil agter in hierdie ou vasjaag. Of die ou sit so agter op my, ek wil nou rem, laat hy maar in my vasry. Ek gee nie om nie. Dis my onheilsgedagte op hierdie stadium. Ek wil hom die prys laat betaal vir sy sotheid. Daar's 'n tyd om daai gedagte gevange te neem en dit te onderwerp. Tyd waarin ek kan dink waaroor ek nou dink en kan besef dat dit 'n onheilsgedagte is. Tyd om die gedagte gevange te neem en uit te werp. In die menslike wetenskappe word dit genoem metakognisie. Metakognisie is die vermoë om te dink waaroor ek dink. Die uitsluitlike menslike vermoë om my eie gedagtes te kan ondersoek en te onderskei en gevange te neem en uit te werp en te sê, nee, hierdie een gaan ek nie toelaat nie, hierdie een wil ek koester. Dis 'n menslike vermoë wat God ons gegee het. Diere het dit nie. Wat is die wil van God vir ons gedagtewêreld? Dat ons elke gedagte sal gevange neem en dit onderwerp aan ons Heiland. Dat ons aan geen onheilsgedagte in ons harte sal plek gee om hulle daar tuis te maak en nes te skrob nie. Dat ons geen gedagte van bitterheid en haat sal toelaat om te lê en sweer in ons harte nie.
en dat geen sondige en verkeerde begeerlike gedagtes hulle in ons harte sal kom vestig en kom nes maak nie. Van daaruit vloei net onheil en alles wat sondig en boos is. Jou wandel, vers 18, en jou handel het jou dit aangedoen. Dis die uiteindelike uitvloeisel van wat in ons gedagtewêreld aan die gang is. Dit is jou boosheid, ja bitter is dit raak tot aan jou hart. Nou wil ek net hier iets sê voordat ek aangaan, net om te kwalifiseer. Ons praat nou vanmôre hier van 'n persoon wat geestelik en emosioneel gesond is. Wat rasioneel kan dink op 'n gesonde, rasionele manier. Ons praat nie van iemand wat diep in endogene depressie is, of 'n vrou wat geboorte gegee het en sy's in postpartum, of iemand wat deur 'n ongelooflike trauma gegaan het en hulle gaan deur 'n moeilike tyd van verskriklike neerslagtigheid en mismoedigheid nie. Dis baie moeilik vir iemand wat regtig depressief is om hulle gedagtes te beheer. Dit kom net in en hulle voel net al hoe erger en erger en erger. En sulke mense het professionele hulp nodig. Ek praat nie daarvan hier nie. Ek praat van 'n normale, gesonde, rasionele brein wat die gedagtewêreld bestuur moet word, gevoed moet word, gevul moet word, gereinig moet word, reggepak moet word van tyd tot tyd. Dis waarvan ons praat vanmôre. So hoe moet ons gedagtewêreld dan lyk? Wat is die wil van God dan vir ons gedagtewêreld as dit nie onheilsgedagtes is nie? Wel, ek kan aan 2 skrifgedeeltes onmiddellik dink. Filippense 4 vers 4 tot by vers 9. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie. Laat julle begeertes, julle gedagtes, julle innerlike wêreld in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God sal julle harte en julle sinne bewaar. En dan kom hy in vers 8 en hy sê dit vir ons reguit. Verder, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg of watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Dis wat in ons gedagtewêreld moet aan die gang wees. Dis waarmee ons gedagtes moet voed. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit en die God van vrede sal saam met julle wees. En dan natuurlik Kolossense 3. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Moet my gedagtes vul met God se koninkryk, die woord, dit wat kom, dit wat hy met my wil doen, die werk wat hy deur my wil doen, dit wat goed en reg en lieflik en loflik is. En wanneer daai onheilsgedagtes inkom, ons skop ons uit, ons bestuur hulle, ons neem hulle, ons arresteer hulle en ons plaas hulle onder Christus en ons gooi hulle uit. Dis 'n wêreld waarvoor ek en jy self verantwoordelik is, net soos ons tong. En wat daar aangaan, is verskriklik belangrik op die einde van die dag. Die volk van God het nie hulle harte gewas nie gedink oor hulle sonde nie, hulle het nie hulle gedagtewêreld bestuur nie, en dit is gevul met onheilsgedagtes, en dit het hulle handel en hulle wandel geword, wat uiteindelik gelei het tot 'n ongelooflike, traumatiese oordeel van God wat oor hulle moes kom. Ons as bloedgewaste deelgenote van die huishouding van God, het in die Nuwe Testament volgens die skrifte ook 'n groot verantwoordelikheid in opsigte van ons gedagtewêreld. En ek wil vanmôre die vraag vra aan jou en aan ons elkeen, waarmee vul ons gedagtes? Wat laat ons toe in ons harte? Wat bedink ons en oordink ons? Want soos ons tonge, is ons gedagtewêreld ons eie verantwoordelikheid. En dit moet onder die heerskappy
van die Heilige Gees geplaas word. En dit is waarom 'n volle oorgawe aan God, ook in daardie gedeelte van ons lewens, so ongelooflik belangrik is. Kom ons bid saam. Here, ons wil vanmôre elkeen van ons ook die wonderlike wêreld van ons gedagtes, ons harte, dit wat ons bedink en oordink, aan u voete kom neerlê. En vir u kom vra, Here, sal u dit neem, sal u hierdie huis vir ons die nuwe eienaar wees, en sal u ons help deur die krag van die Heilige Gees, om hierdie wêreld, hierdie wonderlike wêreld wat u vir ons gegee het in ons binneste, onder die gesag van die Seun van God te plaas. Om elke gedagte gevange te neem wat nie volgens die wil van God is nie. En geen onheilsgedagtes in ons hart toe te laat nie. Sal u ons help, Here? Ons wil dit in volle aan u oorgee. Soos ons tonge, Here, help ons om dit onder u gesag te hou. Sodat wat uit ons lewens uitvloei, lieflik en loflik sal wees, Here. En ons sê vir u dankie daarvoor. In Jesus se naam. Amen.